Goeiemôre op hierdie wonderlike maandagoggend. Ons het soveel om voor dankbaar te wees. Ons is geseën. Die Here is goed en aan sy liefde is daar geen einde nie. Ek lees vir ons Psalm 23. Dit is die teksgedeelte waarop ons gister in die prediking gefokus het. Ek lees dit uit die 2020 vertaling. 'n Psalm van Dawid. Die Here is my herder. Ek ly nie gebrek nie. In groen weivelde laat hy my rus, na water waar daar rusplek is, lei hy my. Hy gee my nuwe lewenskrag, hy lei my op die regte paaie, terwille van sy naam. Selfs as ek in die donkerste kloof ingaan, is ek nie bang vir gevaar nie, want U is by my. Dit is U staf en U stok wat my gerus stel. U dek vir my 'n tafel voor die oë van my teenstanders, U verfris my kop met olie, my beker loop oor. Net goedheid en troue liefde sal my volg al die dae van my lewe, en ek sal terugkeer na die huis van die Here tot 'n lengte van dae. Psalm 23 is vir verskeie redes 'n baie bekende troostryke psalm. Dawid begin, hy sê die Here is my herder. Dawid kon eintlik die psalm net daar gestop het, want ons leer so baie daai, ons leer wie die Here is. Hy sê die Here, die woord wat vir Here gebruik word, is die persoonlike naam van God, dit is Jahwe, daar waar die Here hom aan Moses geopenbaar het, toe hy gesê het, ek is, Jahwe, ek is wat ek is. So dit is 'n onuitputlike naam, dit verwys na God se tydloosheid, hy het nie begin nie, hy het nie einde nie, hy is altyd dieselfde, dit wys na dat God self genoeg is, hy het niemand se raad nodig nie, hy is almagtig, hy het die mense se krag nodig nie, hy het nie nodig om aanbid te word nie, hy is aan niemand aanspreeklik nie, hy is God. Hy is die skepper en onderhouer van alle dinge. En dit is hierdie God wat Dawid sê sy herder is. Die Here, die skepper, Jahwe is my herder. En om 'n herder te wees was nie een van die beste werke nie, was 'n onaangename werk. Hy moes 24 uur by die skape gewees het om hulle beskerm op te pas. En dit was 'n slegte werk. Maar die Here, die Almagtige, het afgebuk, as ons daai woord kan gebruik, om ons te versorg. En wanneer ons Psalm 23 lees, dan kan ons nie anders as om dadelik vir Christus raak te sien nie. Christus het self gesê, ek is die goeie herder. So hy vereenselwig hom met Jahwe, maar hy sê ook aan die ander kant, dat hy die taak aanvaar om ons herder te wees. Met hierdie 5 woorde, die Here is my herder, het Dawid se lewe verander, en so ook eintlik ons lewe. Die Here is my herder, ek ly nie gebrek nie. Met ander woorde, ons behoort aan die een wat selfversorgend, onuitputlik en heeltemal onveranderd is. En daarom sal ons niks kort kom nie. Of ons kan dit beter stel. Die Here gee vir ons alles wat ons nodig het, want hy is alles wat ons nodig het. Ek sê dit weer, die Here gee vir ons alles wat ons nodig het, want hy is alles wat ons nodig het. En dan Dawid gee dan redes oor hoekom hy sê hy sal niks ontbreek nie. Die eerste ene, hy sal nie rus ontbreek nie. 'n Skaap het nie sommer net gaan lê nie, daar was sekere vereistes, hy moet vry wees van vrees, vry wees van sosiale wrywing met ander skape, vry wees van die gepla van pes soos vliee, hy moet vry wees van honger, met ander woorde, hy moet versadig wees, anders kan hy nie rus nie. En is net die herder wat hierdie rus vir hom kan gee. Dit is interessant dat die Psalm begin met 'n passiewe aksie om te rus, want die Here weet ons het rus nodig. Fisiese rus, ons kan nie 24/7 werk nie, maar ook rus in die wete dat ons sy kinders is, dat die Gees by ons is, dat ons, al is ons moeg en oorlaai, kan ons na Christus toe gaan en rus. Selfs in die moeilike tye, in die gejaagdheid van die lewe, gaan ons na die Here toe. So die Here is my herder, daarom weet ons dat ons rus sal ontvang. Maar die Here is ons herder en ek sal nie lewe ontbreek nie. Dit is wat vers 3 sê, hy gee ons lewenskrag, of hy verkoop my siel, soos die ou vertaling sê. Dit is 'n idioom wat verwys na herstel, bekering, lewe. Baie keer en het skape typ hulle om, dan lê op hulle rug, wat baie gevaarlik is lewensgevaarlik, want gasse bou in die maag op, sirkulasie na die bene word afgesny, en as 'n skaap nie binne 'n paar uur gehelp word nie, dan vrek hy. So die enigste manier wat die skaap tot gesondheid kan herstel word, is deur die herder.
En soms is ons soos hierdie skape, ons is geestelik op ons rug, ons is hulpeloos, maar die Here kom, hy haal ons uit hierdie doodsposisie uit, hy gee vir ons nuwe lewe, hy gee vir ons nuwe lewenskrag om elke liewe dag nie net te oorleef nie, maar om vir hom te leef. Die Here is my herder, hy gee my nuwe lewenskrag. Die Here is my herder, ek sal nie gebrek ly nie, ek sal nie lyding ontbreek nie. Vers 3, hy lei my op die regte paaie. Skape dwaal baie maklik weg, hulle is gewoontediere, al lei die herder hulle tot op die regte waterbron, tot die beste veiding wat daar is, 'n skaap sal nog steeds afdwaal, en so is ons dwaal af, ons weet ons verlossing is vas en seker, maar ons dwaal af, maar die Here is ons herder en hy kom haal ons. Die gelykenis in Lukas 15, die Here sê as daar 100 skape is, hy los 99 agter om die een verlore skaap te gaan soek, en wanneer hy daai verlore skaap gevind het, is daar vreugde in die hemele. En so is daar ook vreugde, en die troos wat ons het, is wanneer ons afdwaal, kom die Here, en hy kom haal ons, hy dra ons, hy sit ons weer op die regte pad, op paai van geregtigheid, en tot sy eer, om sy naam bekend te maak. Ons lei nie gebrek nie, ons lei ook nie gebrek aan veiligheid nie, is die volgende een. Daar was baie keer moeilike paaie, as hulle van een plek na 'n ander plek beweeg het, een veiding na ander, of een waterbron aan die ander, was daar moeilike paaie wat hulle moes deurkruis. Vers 4 praat van, selfs as ek in die donkerste kloof ingaan, is ek nie bang vir gevaar nie, want U is by my. En baie keer, dis deel van die Christelike lewenswandel, die groen weivelde, maar ook die donkerste klowe, die vallei van, of die skadu van die dood, die doodskade weer, is deel van die lewe. Daar's beproewinge, maar dit gaan oor vrees, ons is bang vir die onbekende, ons is bang vir wat weer gaan gebeur, maar die oplossing is die teenwoordigheid van die herder. Net soos die skape beter gevoel het, rustig gevoel het, vrede en rus ervaar het in die teenwoordigheid van die herder, so ervaar ons daardie rus en vrede in die teenwoordigheid van ons herder, ons Here, Jahwe. Al gaan ons hier moeilike tye, al is ons in finansiële moeilikheid, al is ons in geestelike moeilikheid, al is daar verskillende storms in ons lewe, al is ons in die donkerste kloof, waarbinne ons onsself kan bevind, ons hoef nie bang te wees nie, want die Here is daar, ons moet net sy stem hoor. Want Jesus het gesê, sy skape sal sy stem herken. En dan, ons sal nie voorsiening ontbreek nie, die Here is besorg oor ons geestelike lewe, sowel as ons fisiese lewe, en baie keer as die weivelde, waarin die herders hulle gevat het, soos 'n tafelland gelyk, dis lande wat baie mooi is, wat jy net ver kan sien, dit lyk soos 'n tafel, en hierdie weivelde was voorberei, daar was nie fisiese gevare nie, daar was nie wilde diere nie, giftige plante is vernietig, die herder het 'n mengsel gemaak van olyfolie, verskillende speserye, en op die skape gevryf, om teen insekte te beskerm, om velsiektes en ander siere, wonde te genees. Dit was 'n teken in die Ou Testament van, die olie in 'n wyn was 'n teken van voorspoed, en daarom sê hy, maar U dek vir my 'n tafel voor die oë van my teestanders. So dis wat die Here doen, hy gee vir ons alles wat ons nodig het, want hy is alles wat ons nodig het. Hy voorsien in ons fisiese lewe, daarom kan ons bid, gee ons vandag ons daaglikse brood, maar hy voorsien ook in ons geestelike lewe, deur Christus. En gister het ons die voorreg gehad om nagmaal te gebruik, en hy voed ons deur die teken van die brood en die wyn, om vir ons te wys, maar Christus het vir ons gesterf, ons leef 'n nuwe lewe tot sy eer. En dan laastens, ons ontbreek nie 'n hemelse huis nie. Vers 6 sê, net goedheid en troue liefde sal my volg, al die dae van my lewe, en ek sal terugkeer aan die huis van die Here tot 'n lengte van dae. Mense in daardie tyd het in die nabye ooste was nomadies, het van plek na plek beweeg, op soek na waterbronne, op soek na die beloofde land. En ons het die beloofde land, dit is nie vandag Jerusalem of Swakop of waar nie, die beloofde land is by die Here. En die hele lewe is 'n pelgrimstog. Die dag wat ons gebore word tot die dag wat ons sterf, is ons eintlik maar nomadies. Maar die Here gee vir ons hierdie huis. En ons sal terugkeer na die huis van die Here tot 'n lengte van dae. En niks kan dit verander nie. En soos ons gister ook gesing het in die nagmaal, wanneer ons aan die Here se tafel sit, wanneer ons die nagmaal vier, word ons herinner van die verlossing in Christus, maar ook dat ons eendag by hom gaan wees. Dis 'n herinneringsteken
dat ons by die Here gaan wees, in sy huis, om sy tafel sit, tot sy eer. So, as jy deur 'n moeilike tyd gaan, as jy deur goeie tye gaan, maak nie saak hier watter tye jy gaan nie, onthou die Here is jou herder. Dit is nie net Dawid se herder nie, dit is nie net my, Roan se herder nie, maar hy is ook jou herder. En mag jy vashou aan die wete dat die Here jou herder is. Kom ons bid saam. Dankie Here, dat U Uself openbaar as die ewige God, wat ons herder is. Ons gaan na U toe, ons bely Here, dat ons baie keer skape is wat afdwaal, wat baie keer nie U stem hoor nie, maar Vader, ons bid dat U ons sal lei, dat U ons elke keer sal terugroep, en dat ons sal besef, dit wat U vir ons wil hê, is baie beter as wat ons vir onsself wil hê. En dankie dat ons kan bely, dat U altyd in ons lewe teenwoordig is. Maak nie saak wat gebeur nie, maak nie saak hoeveel sonde ons doen nie, U is teenwoordig, en daarom loof en prys ons U. Amen. Mag jy 'n geseënde dag hê, en onthou die Here is jou herder. Totsiens.